Kelly Clarkson het 'n massiewe sangloopbaan. Will Young is ook nog steeds 'n baie bekende gesig in die Britse popwêreld. En net soos al die groot internasionale name, het Heinz Winkler sy Idolskroon met oorgawe gedra. 10 jaar later en hy is nog steeds hier. 'n Waardige eerste wenner van ons Idolsreeks en nog net so relevant as toe hy begin het. Hy is die oorspronklike Suid-Afrikaanse idol, die een wat bewys het dat wenners van talentkompetisies meer as net mooi gesiggies kan wees, dat hulle groot rolspelers in die vermaaklikheidsbedryf kan word. Vandag na meer as 'n dekade in die musiekbedryf neem Heinz Winkler sy nuwe musiekvideo op van die liedjie Vat My Hand, 'n snit van sy album Bonatuurlik. Ons is vandag agter die skerms om te sien waarna Heinz se aanhangers kan uitsien. Die konsep was Heinz se song Vat My Hand en wat ons wel gedoen het, dat hulle 'n paartjie gevat het vanaf die dag wat hulle eers ontmoet as jong studente, hoe hulle ouer raak tot die dag wat hulle nou in hulle laat 70's is en nog altyd mal is vir mekaar en lief is vir mekaar. Nee, dit gaan oor 'n man en 'n vrou se liefde vir mekaar. Ek speel die romantiese hoofrol. Hy het nie 'n naam nie. Ek weet nie hoekom, hy is dalk nie belangrik genoeg nie. Ek het actually gehoop ek sal eendag my eie trourok eers kan aantrek, maar ek moes nou een gaan huur vir vandag. So, maar excited daarvoor baie. Dit is vir my uitdaging en is 'n ervaring wat ek het niemand geken nie. Ons is almal vreemdelinge van mekaar, maar die warmte en die affiniteit vir die Afrikaanse musiek is voelbaar. Dis pret jy ontmoet baie mense en ja, om die ster Heinz Winkler te ontmoet is ook lekker. Jy weet, hy's 'n doodgewone persoon, baie maklik, baie vriendelik. Toe hulle vir my sê hulle wil die musiekvideo skiet op 'n wynplaas in Stellenbosch, is ek's daar. Ek is van hierdie wêreld en dit is net 'n voorreg gewees om dit te kan skiet hier so. Ja. Heinz, 11 jaar gelede het jou lewe radikaal verander. Jy was finale jaar regte. Ja. Jy kon nou 'n suksesvolle prokureur gewees het. Ja. Imagine. Maar dalk baie meer geld. Ja, nee, maar kyk, hoekom doen hulle mense iets vir geld doen as jy dit kan doen vir passie en vir wat jy gemaak is om te doen? Nee, goed, ek hoor wat jy sê. Jy weet pas waarvan ek praat. Roem jou lewe verander. As jy roem najaag alleenlik, dan is waarskynlik 'n groot gevoel van onvergenoegdheid wat jy gaan hê aan die einde van die dag. En baie jong kunstenaars sê maar hulle haat dit om bekend te wees, maar dan is hulle 11 uur spitstyd in Cresta. Hoe werk dit? A celebrity is someone that spends their whole life becoming famous and then spends the rest of their life hiding from the public. En dit gebeur. Maar ek is lief vir die mense wat my fans is. Jy kry uiteraard die mense wat 'n bietjie te ver gaan en dinge ongemaklik. Soos wat? Nee, die tipiese een wat ek kry is jy moet kom verstaan vir 'n foto want ek het soveel geld op jou spandeer toe ek vir jou gestem het. Jy weet, dis so of hulle te 'n houding van ek besit jou. Een van my pastore het eendag vir my gesê dat jy moet as jy nuwe mense ontmoet, moet jy die Here vra so 'n skietgebed, wys vir my hoe sien U hulle. En dit is nogal amazing wat gebeur met hoe jy na 'n mens kyk as jy nie met jou eie oë en jou eie vooropgestelde idees na mense kyk nie. Dan skielik het jy baie meer genade en geduld en tyd vir mense. Dit lyk dalk soos in my geval soos oornag sukses, maar ek speel al gitaar vandat ek 16 was. Teen die tyd dat ek Idols gedoen het, was ek 24. En ek het speakers gedra en klank opgestel en drumstelle opgemic en jy weet ek het harde klippe gekou en dinge gedoen, maar dit was vir my lekker. Ek wou dit leer, ek wou dit doen. Daar is 'n bietjie van 'n stigma rondom mense wat hierdie tipe kompetisies wen wat uitval wat nie heeltemal die longevity het wat mense van kunstenaars verwag nie en ek dink Heinz kan ontsaglik trots wees op waar hy is in terme van sy loopbaan. Hy het omtrent 3 kilometer af van die pad gestap om ons shots te kan doen. Ons het 'n lang steadicam shot wat ons heeltyd met hom terug beweeg en hy moet net stap en sing en fokus hou en alles. So hy was great. Heinz, fantasties om saam met te werk en ek dink almal kan baie uitsien na hierdie ene. Dit gaan great wees. Good looks, is dit belangrik om series te verkoop? Wel, ek dink alles vorm deel van 'n pakket, jy weet. Mense koop op die eind. Mense koop 'n pakket. Wanneer as jy 'n CD gekoop van iemand wat onaantreklik is? Nog nooit. Oh, there you go. Okay, maar mense het jou beskryf as 'n hank. Ja, al daai tipe goedjies soos Mark Pilgrim wat my Winky noem en sulke goed. Ek staan nou niks verder van waar die Winky nou uitkom. Okay, dis 'n familie show. Nee man, dis sy bynaam vir my. Maar ek is glad nie offended nie.
Heinz, het die rigting van jou loopbaan verander toe jy getroud is? Ek het my derde album uitgebring dieselfde jaar wat ek verloof geraak het. En dan was aansienlik minder verkope op daai album. So jy dink Grense in my lewe. mense sal Heinz Winkler CD dan eerder wou koop om te weet hulle kan jou kry. Dis krom verkeerd uit. Maar jy weet wat ek bedoel. As jy single was, sal mens eerder die CD koop want jy is nog beskikbaar. As musikant wil ek hê die oorweging moet wees, yes, ek gaan hierdie musiek. Maar good looks help. Dit kan help. Ek bedoel, dit speel 'n rol, maar dis nie die belangrikste rol nie. So pak my hand en moenie los. My lewe vir jou is wat liefde kos. Wat is die beeld wat jy wil uitstraal vir die publiek? Dis vir my belangrik dat my huwelik eers kom, my kinders, en dat die werk is belangrik, maar dis nie die belangrikste ding nie. En dat musiek maak, dat die deel daarvan wat uitstaan sal wees, wat inspireer, wat emosie oordra, wat mense laat beter voel, wat hulle laat lag, wat laat glimlag en wat hulle laat huil oor 'n mooi ding. En ja, as ek so al daai goed kan regkry, dan sal ek voel ek het gedoen wat ek moes doen. Idols was miskien sy begin, maar dis verseker nie waar mense deesdae dink as Heinz Winkler se naam genoem word nie. 'n Entertainer uit eie reg.